Goeiedag, luisteraars. Ek is Billy Saunderson en ek groet u hier op die senders van Joy Gospel Radio. Nou, u is hartelijk welkom om saam met ons te kan kuier hier op my program Wolke van Getuienis. Nou, vriende, ons wil net vir pastoor Barry en Christa vir hierdie dankie sê vir hierdie wonderlike geleentheid wat ons het om om op hierdie wyse vir Jesus iets te kan doen. Jy weet, ons is ver gevorder, dis laat al en ons weet nie wat die môre kan vir ons inhou nie. Maar ek wil graag, terwyl ons nog die geleentheid het om iets vir Jesus te kan doen. Nou, vandag wil ek met u praat oor hierdie baie belangrike onderwerp. Wie is Jesus, die Christus? Nou, die woord Christus beteken die gesalfde. Terwyl ek nou een oggend besig is om te bid en so, het ek met die Here gepraat en ek kry skielik so begeerte in my hart om iets anderster te kan sê oor Jesus. Nou, dan word vertel dat die Sanhedrin, wat die Joodse raad uitgemaak het toe Jesus op aarde was, het 'n afgevaardigde gestuur om meer van Jesus te kan uitvind. Nou, ek vermoed dit was Gamaliel wat dit so die ondersoek ingestel het. Nou, hulle vra, wie is hy en waar kom hy vandaan? Wie gee hom die krag om al daai dinge te sê wat hy sê en wat die mense beheer wat hy sê? Hulle beweer dat wat hy ook sê, is hy nie dalk die Messias nie? Jy sal dalk vir my sê, ag Willie, ons ken die hele ou storie van Jesus, dit is alles opgeteken in die Bybel en ons leer dit van kleins af en alles. Ons ken die verhaal van ons sondagskool daar af. Dit is nie meer vir ons iets niets nie. O nee, dit kan nie wees nie. Dit mag nooit vir jou iets wees nie. Nou, wat ek vandag met u wil deel, mag dalk so 'n bietjie anders wees as die gewone, so vanuit 'n ander oogpunt gesien. Vriende, die Fariseërs en die skrifgeleerdes was bekommerd oor hoe die mense hierdie vreemdeling wat onder die volk is in die strate van Jerusalem beweeg, wie is hy dat die mense hom so aanhang? Skares het hom gevolg en wat nog verder die gemoedere laat opkook het, is die wonderwerke wat onder sy hande plaasgevind het. Vriende, Jesus was anders as die Fariseërs en die wetgeleerdes, die dokters van die wet van daardie tyd. Nou, hulle het gehoor en gesien die bonatuurlike dinge wat plaasvind vandat hierdie vreemdeling die strate van Jerusalem en omgewing bewandel het. Jesus het vir 'n opskudding gesorg toe hy in die openbaar verskyn en want hy het nie die mense geleer soos die Fariseërs nie en die skrifgeleerdes nie. Dooies word opgewek, die melaatses word gesond, die blindes sien, die evangelie van die koninkryk word verkondig en aan die armes, o halleluja, hy meng en eet saam met die sondaars en die armes is sy vriende. Nou, volgens hierdie skrifgeleerdes en Fariseërs oortree hy sommige van die wette wat Moses voorgeskryf het in die wet, soos om deur op die Sabbat siekes gesond te maak, die Sabbat nie te eer nie, om te eet sonder om hulle hande te was. Wanneer hy praat, is dit met soveel gesag en die mense kan vir ure sit en luister na sy prediking en duisende volg hom. Die berigte van wat Jesus alles gedoen het, het ook
by die Sanhedrin uitgekom, wat die raaisel wie hierdie onbekende man is nog verder verdiep het. Ek glo dat die rabbies en die skrifgeleerdes en die fariseërs het gevoel dat hulle is mos die vername manne met die lang klere, wat die scepter swaai, veral onder die geestelike leiers en onder die volk word gerespekteer, as hulle in die strate staan en die Here beskuldig hulle, hulle maak hulle some breed. As die Here dan mense wil gesond maak, dan is hulle mos die mense wat God kan gebruik. Waarom sou die Here dan hierdie vreemdeling wil gebruik? Hulle weet nie van waar hy kom nie, hulle weet nie eens waar hy gebore nie. Wat het gebeur? Hoe is dit? Hy het geen naam nie, hy kom van nêrens en wat het hy, wat hulle nie het nie. Ek glo dat hulle vast gevul met jaloesie en nydigheid. Vriende, dit het hulle daartoe gedryf om meer van hierdie vreemdeling te wete te kom. Daar is toe besluit om 'n lid van die Sanhedrin af te vaardig om meer van Jesus se agtergrond te wete te kom en uit te vind, wie is hierdie man wat van Nasaret afkomstig is? Wie is hy en waar is hy gebore? Nou Gamaliel, die president van die Sanhedrin, 'n senior lid, word toe afgevaardig om 'n kommissie van ondersoek in te stel na wie hierdie Jesus werklik is. Sy eerste besoek was aan sy moeder Maria, Jesus se moeder Maria, wat in Nasaret gewoon het. Gamaliel het haar sorgvuldig ondervra. Hy wou van haar weet alles rondom sy geboorte. Waar is hy gebore? Nou verder wou hy ook weet wat maak hierdie man, hierdie kind van haar dan so iets besonders, so spesiaal. Maria sou hom kon antwoord dat daar het vreemde dinge gebeur toe die kind se geboorte aangekondig is. Dat 'n engel Gabriël het aan haar verskyn en aan haar vertel het dat sy 'n kind gaan hê, terwyl sy nie eens 'n man het nie en nog steeds 'n maagd was. En dat sy die kind Jesus moet noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde gaan verlos. Sy dit met soveel oortuiging vertel wat alles gebeur het en gedink dalk sal hulle opgewonde raak oor hierdie kindjie. Dan sou sy ook vertel het van die nag toe die skaapherders by haar en Josef gekom het in die stal na die geboorte van die kind. Die herders het opspraakwekkende dinge vertel van die engele wat aan hulle die blye boodskap gebring het daar in die herdersvallei van die geboorte van die spesiale kind. En sy het ook vertel het van die menigte van engele skare wat hulle kon vertel het, wat verskyn het en wat God geprys en gesê het, ere aan God, halleluja, in die hoogste hemel en vrede op aarde, en die mense 'n welbehaag. Vriende, God het 'n welbehaag in die mens gehad. En dis hoekom hy sy enige gebore seun gegee het, sodat hy na ons toe kon kom. Maria noem ook aan Gamaliel dat met al hierdie bonatuurlike dinge wat plaasgevind het en tydens en voor die kind se geboorte het hulle sulke hoë verwagtinge gekoester dat hy koning oor Israel gaan word, want so dit sal vir hulle geklink en so aan dat deur sy toedoen die juk van die Romeinse ryk afgeskit gaan word en dat hulle 'n belangrike koninklike sal word as hy koning gaan word. Gamaliel het haar moontlik ook gevra. Nou dat hy die ouderdom van 30 jaar bereik het en saam met 'n groep manne rondgaan
en in die sinagoge spreek en vertel van die koninkryk wat naby gekom het, wat sou u, toe hy vir Maria vra, wat sou u daarvan van hom sê? Is hy dalk die Messias, wat Jesaja van geskryf het? Is hy die een wat Dawid van noem het met in die psalms? Is hy die lig wat gaan verskyn, die volk wat in duisternis wandel, die het 'n groot lig gesien? Is dit daai lig toe die engele ook nog boonop dit alles beginne sing, ere aan God in die hoogste hemele? Vriende, dit alles het bygedra tot die sal ek sê, die geheim van hierdie persoon, hierdie man. Nou dat hy die koninkryk wat naby gekom het, het hy alles vertel van geskryf. Is hy dan die een wat Dawid noem het in die psalms? Maria het in haar binneste geweet dat haar kind baie spesiaal is. Terwyl hy opgegroei het, as kind het hy so 'n sterk geloof gehad, as hy so opgewonde ook dit aan Gamaliel vertel het, het hy so sterk geloof gehad en het daar soveel bonatuurlike dinge in die huis gebeur. Dit is al hoe sy dit kon beskryf en dat hy voorwaarlik spesiaal is. Dit was ook daar omdat sy by die bruilof van Kana vir die diensknegte gesê dat net wat hy vir julle sê, moet julle doen. Sy het soveel geloof in hom gehad dat sy geweet het dat hy 'n oplossing gaan hê vir die tekort van die wyn op die bruilof. Dat hy eendag koning oor Israel gaan word, toe hy dit nou vraestel, reken u Maria dat hy eendag koning sou word? En toe sê sy vir hom, sy sal nie met sekerheid kan sê nie, want dit lyk vir hom, hy is, daar's iets anderster by hom, soos die engel ook vir my gesê het, hy sal die seun van God genoem word. Nou die boodskap wat die engel vir haar gesê het, was dat sy koningskap 'n ewige koningskap gaan wees, dat hy koning sal wees oor die huis van Jakob tot in alle ewigheid. Hy is die leeu in die stam van Juda en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. En op die oomblik weet sy nie hoe dit bewaarheid gaan word nie, want hy is al reeds 30 jaar oud. Nou vriende, Jesus se geboorte was nie anders as al die ander geboortenisse in daardie tyd nie. Ons sou dink dat hy moes gebore word met 'n groot strale krans en dit is ook hoe ons daaroor sing, stille nag, heilige nag. Nou die werklikheid lyk egter anderster. Vir hom was daar nie 'n spesiale plekkie oopgehou in die propvol Bethlehem Hotel nie. Daar was nie kennisgewings aan die konings en die hooggeplaases gestuur nie. Ook was daar nie 'n onderhoude gevoer met die dokters om uit te vind hoe kan 'n meisie bevrug geraak terwyl sy nog 'n maagd is nie. Daar was nie baniere oor die strate gehang en koerantberigte dat hierdie spesiale kind gaan geboor word nie, of spuitvliegtuie wat oor die aarde geheen en weer gery het en die verskillende kleure uitgeblaas het aan agterkant nie. Maar vriende, die hemel was opgewonde en het fees gevier oor die geskenk wat God aan die mens gestuur het. Die engele het gejuig en gesing, ere aan God in die hoogste hemele, halleluja, en vrede op aarde, en die mens 'n welbehaag. Vriende, om te dink God neem kennis van ons behoefte aan 'n middelaar. God berei 'n liggaam voor terwyl hy op sy luisterlike troon sit. Te midde van die engele skares om hom en al die hemelse aktiwiteite, die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens om hom, die serafs wat bo hom staan, die 7 geeste wat voor sy troon staan en op sy troon sit,
sit God in sy majesteit, in sy luisterlike heerlikheid, sit God daar, halleluja, in sy seun het hy afgevaardig, hy sê, U het vir my 'n liggaam voorberei, brandoffers en sondoffers bou U nie hê nie, maar U het vir my 'n liggaam voorberei, en dit is opgeteken vir my, ek kom o God om U wil te doen, o halleluja, vir 'n verlosser, 'n saligmaker wat vir ons gestuur is. Hy sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom ter wille van ons oorgegee het. Hoe sal hy nie ook saam met hom ons alles genadiglik skenk nie? Halleluja. Vriende, dit is God se gedagtes omtrent die mens wat hy gemaak het volgens sy beeld. Ek wil dit net so terloops noem. God het hom nie na sy beeld, na God se beeld gemaak, hy het hom na Jesus se beeld gemaak. Vriende, hy het hierdie gedagtes gekoester. Hy het dit in sy raad besluit om 'n verlosser te stuur. Halleluja. Vriende, ons moet nie vergeet nie, vriende, dat soos God die Vader mooi en soewereine gedagtes oor ons gehad het, het Satan die ou slang ook gedagtes omtrent ons gekoester. Gedagtes om ons te vernietig. Want hy het gekom om te slag, te steel en te verwoes en om nuwe strategie uit te werk, om waar hy kan onheil te beplan, om God se skepsel te vernietig. Vriende, ons moet onthou, God het 'n geslag gesoek en sy geslag is nog steeds aan soeke. Hy soek hulle wat hom wil dien in gees. God soek daai uitverkore geslag. Of jy dit nou wil weet of nie, Satan het nie 'n kompromie met die mens aan nie. Hy is van plan om ons te vernietig, God se plan te vernietig, maar dank God, daar is 'n hemelse Vader wie aan ons kant is, vriende. God stuur vir Jesus om vir die mensdom lewe en lewe in oorvloed te gee. En 'n ewige lewe, wat 'n wonderlike gedagte, watter God, ja, vriende, nie hulle wat op die oomblik in die kuste lê, wat se grafte vol kokkerotte loop en alles nie, nee, Gamaliel vra aan Maria, wat sal u sê, wie is hierdie Jesus wat uit jou gebore is? Sy noem ook aan van die profetiese lied wat sy self gesing het toe sy by Elisabeth gaan kuier het, dat sy so opgewonde was wat in haar liggaam besig was om 'n mens te word. Haar vreugde was so groot dat sy 'n lied gesing het. En sy sing hierdie lied, my siel maak die Here groot en my gees is verheug in God, my saligmaker, omdat hy die nederige toestand van sy diensmaagd aangesien het. Want kyk, van nou af sal al die geslagte my salig noem. Maria het besef dat hulle nie mense was van hoë geslagte of salig nie, van aansien nie, en haar man het maar 'n klein skrynwerkertjies besigheid bedryf. Waarom sou God haar bo al die vroue op hierdie aarde uitverkies het om hierdie hemeling wat mens geword het in die wêreld te bring, die seun van God? Die profeet het ook gesê, hy sal genoem word wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader en God met ons. Sy het daaroor geen verklaring kon gee nie. Haar antwoord of die redder, of hy die redder, die Messias was, kon sy maar net antwoord. As hy alles wat hy sien, wat hy doen, en dit alles in haar hart bewaar het, en ook selfs die profesie
Sagaria gegee het en die dinge wat met haar gaan gebeur, wat deur die jare gekom het, soos die bonatuurlike dinge wat gebeur het toe hy opgegroei het, hoe dat hy toegeneem het in wysheid en grootte en in kennis en in genade by die mense en by God. Hoe hy hulle onderdanig was. Sy het al hierdie dinge wat sy deur die jare sorgvuldig in haar hart bewaar het, want die profesie het ook uitgegaan, dat 'n dolk gaan deur jou hart steek. Dan moet sy erken dat hy Christus die verlosser is, as sy sien alles wat teen hom kom en alles wat teen hom werk. En hy sien die wonderwerke, die skrifkennis wat hy het. Hy was iets besonders. Maria het nie vir een oomblik getwyfel wie hierdie besondere kind van haar is nie. Hy is verseker van God gestuur. Maar of hy koning gaan word en dat hy vir altyd gaan regeer tot in alle ewigheid, dit kan sy nou nie verduidelik nie, en nog nie kan sy sien hoe daardie voorspellings in vervulling gaan kom nie. Maar die toekoms sal bepaal. Nou die volgende persoon wat Gamaliel besoek kom, meer van hierdie kind Jesus van Josef af deur sy pa wat hy die aardse vader wat hy het. Die skrif het Josef as Jesus se vader aan ons voorgestel. Nou toe Jesus Nasaret besoek het, het die Fariseërs gevra, soos in Matteus 13 vers 55 verklaar is hy nie die seun van die timmerman dan nie? Toe hulle nou daaroor praat, is hy nie dan, is dit hy? Dis mos die seun van die timmerman. Is dit nie die naam van sy moeder Maria nie, en die van sy broers Jakobus en Joses en Simon en Judas nie? En hulle het aanstoot aan hom geneem. Toe Gamaliel vir Josef sy vader vra, wat dink hy van Jesus van Nasaret? Wie is hy? En vir my het verskyn en vir Josef het dadelik geantwoord. Die engel het in 'n droom aan my verskyn en vir my gesê, ek moet Maria by my neem, want hy het dit in die gedagte gehad om van haar te skei, in die geheim te skei, want hy wou haar nie openbaar maak nie. Maar terwyl ek dit in die gedagte gehad het, sê hy vir Gamaliel, verskyn daar 'n engel van die Here in my droom aan my en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Josef vertel ook aan Gamaliel dat Maria het vir hom gesê dat die engel vir haar gesê dat sy sal 'n seun baar en sy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos en dat hy die koning sal wees oor die huis van Jakob en dit tot in alle ewigheid. En aan sy koninkryk sal geen einde wees nie. Toe Gamaliel vir Josef vra, wat sê jy van hom? Toe antwoord hy Josef aan hom, dat hy nie seker is of hy gaan koning word nie, want tot nou toe kan hy dit nie sien nie, dat hy ooit 'n koning gaan word nie. Josef noem ook aan Gamaliel, dat Jesus 'n baie normale en gehoorsame kind was, soos gewone kinders, en het hom nooit self voorgestel as 'n buitengewone kind nie. Josef noem ook dat as 'n kind was hy altyd besig met sy hemelse Vader se dinge. Hy noem ook dat Jesus het altyd 'n sekere priester besoek wat nie ver daarvan gewoon het nie, en het ure saam met die priesters gespandeer wanneer sy werkies by die huis klaar was en so aan. En Gamaliel, toe hy dit hoor, toe gaan sien hy ook hierdie afgetrede priester, besoek hy hom. Hy het aan die hoofpriester gevra of Jesus baie vir hom kom besoek het, want dis wat Josef hom vertel het.
Die hoofpriester was so gretig om van al hierdie wonderlike ondervindings te vertel wat hy en Jesus vir ure oor gepraat het en wat hy beleef het by hierdie besondere kind. Die priester het vertel dat hy 'n baie besondere seun en net van selfs begin lees en Jesus die seun het die skrifte so wonderlik uitgelees dat hy verstom gestaan het oor sy kennis en dat hy het altyd gewonder wie hierdie kind werklik is wanneer hy hom besoek het. Nou toe Gamaliel vir die hoofpriester vra, wat dink hy, wie is hierdie vreemdeling? Is hy dalk die Messias wat sou kom? Met 'n groot glimlag op sy gesig het die hoofpriester met soveel oortuiging verklaar, hoe prys die Here, as ons net sy naam kan noem, halleluja, hy is besonder, hy is, het hy gesê, hierdie hoofpriester, het gesê, hy is die Messias, hy is voorwaar die Messias. Toe die skrifgeleerdes en die fariseërs en die Sanhedrin hoor dat skaapwagters het hom vertel van engele wat vir hulle kom vertel het van Jesus wat gebore is in Bethlehem, toe het hulle maar hul bedenkinge gehad, hulle het met soveel afskuw na hom gekyk. Hoe kan God sulke openbarings gee aan die laagste klas van die samelewing, die skaapwagters? Hoe kan God dan uit die hemel uit vir hulle so mysterie kom openbaar? Die vraag tussen hulle was die skaapwagters maar nie onder die invloed van drank dat hulle gesigte gesien het en dat as dit 'n werklikheid was probeer afmaak het nie. Vriende, is dit nie ook vandag in ons moderne lewe, veral onder die kinders van die Here, dat as die Here iemand optel en hom begin fenomenaal gebruik, dat daar altyd die fariseërs en die sogenaamde skrifgeleerdes sal wees wat sulke manne sal kritiseer en sal wil sê, hy is nie van die Here nie. Ek het eendag geluister waar 'n prediker bid vir mense wat siek is en duiwels is uitgebraai. Toe hoor ek die Pinkstermense wat saam in die kantoor sê, sê dis die anti-kris. Kan 'n mens dit glo? Ons sal altyd wil druk op die foute en sal probeer om hierdie persoon se swakpunte te probeer ontbloot. Sulke gedrag kry 'n mens by God se kinders en dit is so tragies, vriende. Kyk hoe was Paulus vervolg en op stadium doodgegooi met klippe en God wek hom weer op. Ek wil vandag vir u sê, een man met God is in 'n meerderheid. Jesus het die dood oorwin en daarom het ons autoriteit, het hy ook aan ons gegee, toe hy vir sy disippels sê, alle mag is aan my gegee, in die hemel en op die aarde. Gaan dryf duiwels uit, maak siekes gesond, wek dooies op en verkondig die evangelie in die koninkryk van God, want dit het naby gekom. Prys die Here, vriende. Wat 'n wonderlike God aanbid ons. Mag die Here hierdie boodskap seën in Jesus naam. Amen.